Ek groet julle geliefdes. Ons is besig om na Efesiërs 1 vanaf verse 1 tot 14 te kyk. In hierdie gedeelte leer ons dat God 'n ewige plan met sy kerk het. Tot nou toe het ons gehoor, die doel van God se plan is om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof, naamlik Christus, bymekaar te bring. Hy voer hierdie plan uit deur ons met geloof aan Jesus Christus te verbind. En die gevolg van sy plan is dat gelowiges deel geword het van God se volk. Dit is sy kerk. Vandag kyk ons na die waarborg van God se plan met sy kerk. Daarvoor lees ons verse 13 en 14 weer. Efesiërs 1 verse 13 en 14. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons weet dat Jesus Christus gekom het om ons te verlos van die straf van die sonde. Maar ons is nog nie verlos van die teenwoordigheid van die sonde en die gevolge van die sonde nie. Ons lewe in 'n tyd van 'n reeds en 'n nog nie. Deur Jesus het God ons reeds verlos, maar nog nie ten volle nie. Ons volle verlossing sal aanbreek met die dag van Jesus se wederkoms. Hoe kan ons dan seker wees van hierdie volle verlossing? Luister na vers 14. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Het julle gehoor wat die waarborg is? Die Heilige Gees is die waarborg. Dit is die Heilige Gees wat ons laat glo het, toe ons die evangelie gehoor het. Hierdie selfde Heilige Gees is ook die versekering dat ons alles gaan kry wat God beloof het. Die woord waarborg in vers 14 kom uit die Griekse handelswêreld en het die betekenis van 'n eerste betaling wat iemand gee as 'n waarborg dat hy die res sal betaal. Vandag is dit soos 'n deposito wat iemand betaal. Die Heilige Gees is dus God se eerste betaling aan ons. Dit is die bewys dat hy die res van sy beloftes gaan waarmaak. Hierdie waarborg dat God al sy beloftes gaan waarmaak, gee ons hoop. In Romeine 8 vers 18 sê Paulus dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Met die wederkoms sal God alles nuut maak. Hy sal by sy kerk bly en al die trane van ons oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die heerlikheid waarop gelowiges hoop is wonderlik. Die boek Openbaring beskryf dit as 'n stad van suiwer goud wat soos 'n skoon spieël lyk. Die fondamente van die mure is met edelstene versier en die poorte is 12 parels. Die poorte word nooit gesluit nie, want daar gaan nie meer nag wees nie. God self gaan in die stad woon en dit verlig met sy heerlikheid. Wat beteken dit vir jou, gelowige kind van die Here? Dit beteken, jy kan ontspan. Jy gaan niks misloop nie. Baie mense wil nie 'n Christen wees nie, want hulle is bang dat hulle lekker dinge gaan misloop. Maar dit is 'n totale wanpersepsie. Dit is die ongelowiges wat baie lekker en wonderlike dinge gaan misloop. Vandag is daar mense wat oral heen wil reis en foto's van alles wil neem. Tydens hulle kort lewe op aarde wil hulle soveel as moontlik plekke besoek, want hulle is bang dat hulle iets gaan misloop. Natuurlik is dit nie verkeerd om mooi plekke te besoek nie, maar 'n Christen kan ontspan. Die mooiste plekke hier op aarde is net 'n voorskou van wat daar regtig vir gelowiges wag. Wanneer ons 'n lewende hoop het op God se beloftes, sal dit bepaal hoe ons nou lewe. Kom ons gebruik 'n voorbeeld om dit te verduidelik.
Jy kry 2 mense en vir elkeen gee jy 'n stuk werk. Vir die een sê jy, as jy klaar is, gee ek vir jou $50. Vir die ander sê jy, as jy klaar is, gee ek vir jou $10,000. Dink julle daar gaan 'n verskil wees in die manier waarop die 2 mense die stuk werk gaan doen? Natuurlik. Die een wat $10,000 verwag, gaan baie harder werk. Hy sal selfs bereid wees om homself en sy klere vuil te maak. Want sien, dit waarop ons hoop, bepaal hoe ons nou leef en werk. Dit is die moeite werd om alles hier op aarde op te offer vir dit wat God vir ons voorberei. Die Heilige Gees het in ons kom woon om hierdie hoop lewendig te hou. Hy het nie in ons kom woon om 'n paar aanpassings of verstellings aan ons lewe te maak nie. Hy het nie gekom om ons net te inspireer nie. Hy het gekom om ons heeltemal te verander. Die Heilige Gees is die eerste betaling van die toekomstige heerlikheid. Die toekomstige heerlikheid is dus nou reeds in jou lewe aan die werk. Verwag dus verandering en vernuwing. Verwag heiligmaking. En verwag heerlikmaking wanneer jy na hierdie lewe vir ewig saam met God gaan leef. Kom ons som op wat ons van God se plan met die kerk geleer het. Sy doel is om alles onder Christus as hoof bymekaar te bring. Hy doen dit deur ons met geloof aan Jesus Christus te verbind. Die gevolg is dat gelowiges deel word van God se kerk. En die waarborg dat dit alles gaan gebeur, is die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U 'n ewige plan met U kerk het en dat ons deel daarvan kan wees. Leer ons en lei ons met die Heilige Gees, sodat ons soos nuwe mense met hoop sal leef. Ons doen voorbidding vir medegelowiges wat hartseer is. Ons vra dat U sal troos. Ons bid ook vir hulle wat eensaam is. Ons vra dat U hulle sal naby wees in hulle eensaamheid en leer ons ook om na hulle toe uit te reik. Ons bid vir medegelowiges wat moeilike besluite moet neem. Gee tog vir hulle wysheid in die besluite wat hulle neem en dat hulle U daarin sal eer. Ons dink vandag aan die konflik en oorloë in die wêreld, soveel mense wat ly as gevolg van dit. Ons vra Here dat U vrede sal gee en dat mense hulle troos en hoop by U sal vind. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.